Hi, welkom terug na 'n lekker vakansie wat ons gehad het hier in Maart maand en ons is opgewonde om kwartaal 2 aan te vat en al die hoogtepunte te ervaar. Laat my eerstens toe om baie geluk te sê aan al die kinders wat so pragtig presteer het op die sporttoere waar ons was en al die ouers wat ondersteun het en die terugvoering wat ons gekry het van ander skole is dat ons kinders ambassadeurs is, ons ouers ambassadeurs is en julle is regtig 'n voorbeeld vir al die ander kinders en skole wat die verskillende plekke besoek het. Ons Eden Super Series het baie goed afgeskop met ons netbal. Ons het medaljes in elke kategorie gekry, onder 12B, onder 12A wat hulle in gewen het, onder 13B het 'n brons gekry, onder 13A het 'n silwer medalje gekry. So dis baie goeie rekenskap gegee van die netbal. Daarna was ons onder 11 by die rugby was by Willie Leroux toernooi Stellenbosch ook baie goed gedoen. En ons netbaldogters onder 12 en 13 was by die Parel gewees en het ook baie goed gedoen. Daar is ons baie trots op elkeen. Ons onder 13 C's was by Malo gewees, 13 A en B en hulle het ook wel self baie goed van die taak gekwyt en so het ons ook skaakspelers gehad wat in Somerset West was. En daar was ook baie goed uitslae met Marie Greef wat dan derde in die land geëindig het in haar kategorie. So ons is regtig baie trots op almal. Ons landsdienstkinders het ook nie agtergebly nie. Hulle was ook op 'n landsdiensdag gewees, 5 April, Saterdag. En meneer Hein en al die onderwysers wat by was, sê dat die kinders hulle self baie geniet het en regtig die landsdiens uitleef hierso by die skool. Ons hou baie daarvan. En dan het elkeen van julle ons nou die vorderingsverslag gekry van die kinders. Ek hoop julle het mooi gelees na die opmerkings. Daar word baie tyd spandeer daaraan en ek glo die kinders het goed gedoen in elkeen se omstandighede. Dit kan beter en dit is waarvoor hierdie kwartaal mos daar is. April maand is eintlik 'n maand wat baie goeie beplanning verg, want daar is 4 weke wat dit kort weke is, wanneer ons nou begin. Volgende naweek is dit Paasnaweek en die week daarop is dit weer 'n week vakansie, want daar is 3 skoolvakansie dae, nie algemene vakansie dae nie, waarvoor 'n mens moet beplan en seker is jy is reg daarmee. Ons eksamen begin al reeds die 6de, rondom die 6de tot die 10de Junie en dis 'n uitdaging om al die werk gedoen te kry in hierdie kort tydjie wat die kinders hier by die skool is. Ons personeel is met oorgawe gereed om die kwartaal aan te vat en dit is geld akademie, kultuur en dan natuurlik sport. En ons gaan vir julle verskillende Google vorms uitgee wat ons die inligting benodig wat baie belangrik is vir terugvoering en vir beplanning hierdie kwartaal. So een van ons uitskieters by die impakstudie van Volksskool was gewees dat ons bietjie meer inligting benodig van ouers, bietjie data moet trek sodat ons goeie besluite rondom dit kan neem. Gepraat van die Volksskool impakstudie, ons het juist daaroor gesels en gepraat en die terugvoering wat ons het wil ek graag vir julle gee in terme van wat hulle sê van Afrikaans huistaal en dan wiskunde, net sodat almal weet waar die skool is. Afrikaans huistaal, prestasies oor die algemeen positief veral in die areas van lees en visuele teksverwerking. Leesbegrip opvallend sterk met graad 5 wat op 58% presteer, graad 7 op 59%. Dit dui op 'n kultuur van lees en begrip wat reeds gevestig is. Visuele teksverwerking, uitmuntende resultate in graad 5, 89% en graad 6, 66%. So dit is uitstekend wat ons huistaal aanbetref. Spelling, soos julle weet is dit Wow Spelfees ook hierdie week of hierdie kwartaal en spelling volgens die Volksskool se diagnostiese toetse is 'n sterkpunt in alle grade met uitsonderlike uitslae in graad 7 en in graad 6. So ons is baie trots op ons graad 7 en 6 kinders. Sinsleer toon indrukwekkende vordering met graad 7 met 'n gemiddelde van 62. Die woorde wat gebruik word in hierdie verslag wat gegee word deur Volksskool is besonder en ons is regtig baie trots. Wat wiskunde aanbetref, wiskundeprestasie by Laerskool Jotsy toon 'n positiewe opwaartse tendens in al die grade met graad 7 wat merkbaar uitstaan. En dit is natuurlik fantasties om te weet graad 7 is sterkste groep met 'n hoë tellings in die 70% algebra, 62% sterk besondere prestasie in ruimte en vorm en dan datahantering. So dit is regtig 'n pleintjie vir ons onderwysers wat baie goed werk met die kinders. Natuurlik u as ouers wat ook samewerking gee by die huis en die kinders wat entoesiasties saamwerk om hierdie uitslae te behaal. So, ons gaan dan ook hierdie kwartaal 'n video vir u stuur vir graad 6 vir die leerraadverkiesing. Daar is altyd 'n plek vir 'n leerraad by 'n skool. Ons het 'n paar planne rondom kinders wat nie op die leerraad verkies word nie, maar dit is die eerste fase wat 'n mens gebruik in die vorming van karakter, in die vorming van waar mens bly is oor iets of waar mens dan nou nie so gelukkig is met die uitslag nie en dit is goed waarmee 'n mens moet werk. Ons leerraad verkiesing is deursigtig.
Dit word deur almal gedoen, die kinders stem, die onderwysers stem en ons glo die model wat ons het werk en ons sal voortgaan daarmee. En so wil ek dan ook vir julle vra om dan nou by die graad 1s en 2s en 3s almal het nou al van Discover Me gebruik maak van die breinprofiele. Waar ons daarna kyk, ons het besondere inligting gekry rakende dit sodat ons kan weet hoe om met die kinders te werk in 'n sekere situasie in die klas of wanneer daar stres is of wanneer daar toetse geskryf moet word. Dis 'n hulpbron vir die onderwyser om seker te maak dat ons almal verstaan wat by die skool gebeur en wat aangaan. Aan ons nuwe ouers wat by ons aansluit, asseblief, dit is hierdie kwartaal van waar baie kinders volumes deelneem aan sport en kultuur en netbal en rugby en al die dinge. Maak seker julle weet wat gebeur. Maak seker julle kry die inligting. Dit is op die Loerie web beskikbaar, dit is op die D6 beskikbaar. Ons sosiale platforms moet julle gereeld besoek en julle sal al die inligting daar kry. As julle nie weet, jy bel die skool. Moenie mekaar vra nie, bel die skool, dan jy gaan die beste inligting sal jy daar kry. Ons is werklik opgewonde vir 2025 se tweede kwartaal. Ons skool verjaar op die 10de Mei. Daar's 'n fliekaand op 7 Mei met 'n lekker klasbraai wat iets nuuts is op die kalender en ons weet sommer wat 'n groot poging van julle afwees en ons ondersteunerklub. Hulle sal dit vir ons dryf en ons is regtig opgewonde om dit met almal te kan deel. So, voel welkom hierdie kwartaal. Maak 'n draai by die skool as jy wil. Gee vir my 'n e-pos. Ek beloof ek sal binne 24 uur antwoord. As jy net wil kom koffie drink en gesels met nuwe idees, almal is baie welkom en so dan baie sterkte en baie voorspoed. Ons sien mekaar langs die veld, by die skool of op die kultuur. Groete.